Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Joshua 10 vers 1 tot 14. Soos wat ons deur die Bybel gaan, volg ons die boeke en ons tema vandag, God se beloftes moet aangeneem word. Geliefdes, dit wat ons uit Joshua leer en ons volg ook alles in die liturgie wat ons uit Joshua uit leer en daarom Joshua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Liefdes, en daarom die seën net die volgende vers, dan sal jy slaag in wat jy moet doen en jy sal voorspoedig wees. Geliefdes, wat 'n wonderlike groet wat die Here ons mee groet. Geliefdes, kom ons loof die Here saam deur saam te sing al die lof, aanbidding en ere. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Geliefdes, ons kyk vervolgens na die 10 gebooie. Ek lees vir ons Eksodus 20, vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, tot sover. Kom ons sing nou saam, Hemelvader, ons aanbid U. Ons almagtige Vader, Heer skepper van hemel en aarde, onderhouer van die aarde, Heer, U regeer. Heer, daar waar U regeer, is dit heerlik, wonderlik, Heer. Dankie Vader dat ons kan toegang hê tot U, dat ons tot U kan nader, Heer, dat ons by U kan hoor deur die woord, Heer, dat ons kan weet, U het dit wat skeiding maak tussen ons en U, kom verwyder deur die seun wat vir ons sondes gesterf het.
Heer, dankie vir die wonderlike reën wat U vir ons gegee het. Heer, dankie dat U ons voed, geestelik en liggaamlik. Heer, dankie dat ons weet, U is 'n Vader wat ons omsien. Heer, wat 'n voorreg dat U ons deel maak van die koninkryk. Wat 'n voorreg die wonderlike geskenk wat U vir ons gee, U koninkryk. En help ons vandag van ons die woord lees en dit oordink. En help ons om dit aan te neem. Heer, dat dit nie net iets sal wees wat ons hoor en maar weer vergeet nie, maar dat dit iets sal wees wat ons aanneem en gaan doen in ons lewens. Heer, ons bid vir almal in ons gemeente en ons familie en ons vriende wat deur siektes gaan en deur swaar kry en deur allerlei beproewings. Heer, kom staan hulle by. Heer, vergewe ons sondes, dit waarin ons baie keer so volhard. En Heer, help ons, geef ons vrede dat ons tot U kan nader nou. En dat ons die duiwel sal teenstaan en Heer, U sal vertrou in alles wat ons doen. Heer, werk so deur U Gees in ons harte, dat daar konstante begeerte van bekering sal wees en sal 'n begeerte van geestelike groei. Kom doen dit tog so vir ons. Heer, kom verwyder dit wat maak dat ons nie groei nie, so dalk verkeerde begeertes of jaloesie en selfsug. Heer, dat ons al hoe meer sal groei in U beeld. Heer, wees met ons nou en dat ons ook sal verstaan gaan doen wat U vir ons leer. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees, Joshua 10, vers 1 tot 14. Nou, dit is 'n gedeelte waar Joshua moet ingegaan het in die land en hulle het stede gaan verower en sekere gebiede het die Here gesê, wis dit uit. Ander gebiede het die Here gesê, julle mag dit nie uitwis nie. Sekere grond is byvoorbeeld vir Esau gegee en vir Lot gegee en so aan. En daai gebiede het die Here gesê, luister, hulle mag jy nie aanraak nie. Nou op 'n stadium toe het 'n volk, die Gibeoniete, hulle het na die uit vrees uit na die Israeliete toe gekom en gevra dat die Here of gevra dat daar ooreenkomste tussen hulle en Israel gemaak moes word, dat hulle nie vernietig kan word en goed nie. En hulle het eintlik Israel bedrieg en Israel het nie gaan raad vra daaroor nie. Maar soos die beskikking van die Here het hulle amper deel geword van die volk en op 'n stadium toe besluit al hierdie ander konings wat in opstandig bly teenoor God, hulle besluit maar ons gaan die Gibeoniete aanval en hulle doodmaak omdat hulle vrede gemaak het met Israel en dan roep hierdie Gibeoniete na Joshua toe en vra ons kort julle hulp en dis die gedeelte waarvan ons nou lees en dan sien ons een van die grootste wonderwerke wat gebeur, Joshua 10 vers 1 tot 14. Die oorwinning oor die 5 Amoritiese konings. Koning Adonisedek van Jerusalem het gehoor dat Joshua Ai ingeneem het en heeltemal vernietig het, dat hy met Ai en sy konings dieselfde gedoen het as wat hy met Jerigo en sy konings gedoen het, en ook dat die inwoners van Gibeon met Israel vrede gemaak het en by hulle woon. Die mense van Jerusalem het baie bang geword, want Gibeon was 'n baie belangrike stad, soos 'n stad met 'n koning, 'n groter as Ai, en al sy manne was dapper vegters. Koning Adonisedek van Jerusalem het toe vir koning Homan van Hebron, vir koning Piram van Jarmut, vir koning Jafia van Lakis en vir koning Deber van Eglon laat weet, kom help my dat ons Gibeon aanval. Hulle het vrede gemaak met Joshua en die Israeliete. Die 5 Amoritiese konings, die koning van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis en Eglon, het toe elkeen met sy hele leer gekom, hulle manskappe teen Gibeon ontplooi en die aanval begin. Die manne van Gibeon het vir Joshua in die kamp by Gilgal
laat weet. Moet ons tog nie nou in die steek laat nie. U moet gou hier na toe kom en ons red. U moet ons help. Want al die Amoritiese konings in die bergland het 'n bondgenootskap teen ons gesluit. Joshua en al sy manskappe, al die dapper vegters, het toe uit Gilgal vertrek. Die Here het vir Joshua gesê, moenie vir hulle bang wees nie, ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle is teen jou bestand nie. Joshua het vir Gilgal af die hele nag deur getrek en die Amoritiese skielik oorval. Die Here het hulle paniekbevange laat word vir Israel. Israel het 'n groot slagting onder hulle aangerig in Gibeon. Hulle agtervolg deur die pas na Bet-Garon toe en hulle bly doodmaak, tot by Aseka en tot by Makeda. Terwyl hulle op die vlug was vir Israel, het die afdraand na Bet-Goron toe, het die Here van daar af tot by Aseka groot haalstene uit die lug op hulle laat val. Daar is meer van hulle deur die haal dood as wat deur die Israeliete met die swaard doodgemaak is. Die dag toe die Here die Amorite in die mag van die Israel gegee het, het Joshua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê, son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil in Ajelonhoogte. Die son het stil gestaan, die maan het nie geroer nie, sodat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Daarna, 'n volle dag, was hy nie haastig om onder te gaan nie. So 'n dag was daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer. Tot sover, geliefdes, kom ons gaan oor na die prediking. Geliefdes, die tema vandag, God se beloftes moet aangeneem word. Moet dit vat. Nou, hiermee wil ek net as inleiding begin, geliefdes, om te sê, hierdie preke wat ons het, is opvolgpreke. Met ander woorde, daar is 'n paar goeders wat ek sal noem, wat ek in vorige preke bespreek het, goeders wat jou gaan laat vra, soos, maar jy preek nou die wet, en die Bybel sê ons is nie meer slawe van die wet nie, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade, al daai tipe goed, en daai goed het ek in vorige preke hanteer, so baie goed kan ek nie weer herhaal nie, en daarom, as jy nou eers ingeskakel het, wil ek jy vra dat jy ook die vorige preke sal kyk. Nou, geliefdes, ons het gekom tot by Joshua, en ons lees hier van die grootste wonderwerk wat ooit opgeteken is in die Bybel. Nou, dit is planete wat gaan stilstaan, wat een van die grootste wonderwerk, nee, want jy kan vir jouself dink, nee, dit vir 'n planeet om stil te staan, is enorm. Maar, ons sien dat hierdie wonderwerk, die grootste wonderwerk is gegee, sodat die grootste opdrag wat ons ontvang in die Bybel, kan uitgevoer word. En daarom kyk ons na die volgende punte. Die eerste een is, die beloofde land in die Nuwe Testament. Hoe moet ons dit verstaan? Tweede een, boosheid moet verdryf word. Dat is die tweede punt. En dan die derde een, God se hulp is juis sodat ons sy opdragte kan uitvoer. En dan 'n vierde een, boosheid sal nie staande bly waar Christene gehoorsaam is nie. Dis die punte waarna ons kyk, so kom ons begin dadelik by die eerste een. Nou, die beloofde land in die Nuwe Testament. Nou, weer om jy op spoed te kry, ons sê waar ons is tans in die Bybel, ons het al gelees van waar die Here vir Israel uit Egipte verlos het, en Moses lei hulle na die berg toe, en daar so kry hulle kry die wet, en toe vir 40 dae trek hulle na die beloofde land toe, en daar by die beloofde land stuur hulle 12 spioene in, 10 van hulle kom terug en twyfel en bring die hele volk in oproering, en hulle wil vir hulle nuwe leier kies, kom in opstand teenoor Moses, iemand wat hulle kan terugvat Egipte toe, en God straf hulle deur te sê, wel vir elke dag wat julle in Egipte was, gaan julle nou 'n jaar rondtrek hier in die woestyn. So die Here laat hulle terugdraai,
En ook kan ons die Here se beskikking daarin raak sien, want in hierdie 40 jaar leer Deuteronomium ons dat die Here het hulle nederig gemaak, die Here het hulle geleer om te vertrou en dit het die volgende generasies voorberei vir die intog in die beloofde land. En veral was daar groot fokus op die 10 gebooie om dit by en dan ook om dit by hulle in te skerp, dat hulle sou erns maak daarmee en dat hulle hier in hierdie beloofde land, waar nou baie meer versoekings is, dat hulle gehoorsaam sou bly aan dit. Nou herinner ek jy ook weer, ons het na die Nuwe Testament gekyk waar Jesus weer die 10 gebooie bevestig. Nee, hy begin sy koninkryk daarmee verkondig en die belangrikheid van die 10 gebooie was dat het gesien die wyse man bou sy huis op die rots, dis 'n ou wat die 10 gebooie hoor en dit gaan doen, soos die seun daai het gesien, ons het ook gesien die waarskuwing dat daar tye sal kom wat mense ontsag vir die wet gaan verval en dan sien ons hoe jy weet nasies in oorlog gaan kom met mekaar en allerhande probleme, jy weet gebroke gesinne en jy weet slegte besigheidsomstandighede, allerhande dinge wat dit ook moeilik maak. So ons het dit in die Nuwe Testament gesien. Nou wat bygekom het by die Nuwe Testament, deur die Nuwe Testament, is dat ons gesien het, dat God gesê het, eers in die Ou Testament, het God gesê, maar die rede hoekom hy vir hulle die 10 gebooie geleer het, was dat God gesê het, maar luister, ek wil hê dit moet geseënd, julle moet geseënd wees hier in die land. Ek wil hê julle moet 'n lang lewe hê en dat dit met julle daar maar goed gaan. En nou sien ons ook dat die effek van 'n nasie of 'n samelewing wat die 10 gebooie onderhou, ook 'n geseëndheid gee vir daardie gemeenskap en vir die waarskuwing as dit nie gedoen word nie ook daai sy effek het. En wat bykom by die Nuwe Testament is dat toe Jesus sy apostels uitstuur, toe stuur hy hulle na plekke toe en na mense toe wat nie die 10 gebooie onderhou nie. Nee, en wat nie gehoorsaam is aan God nie. En wat hulle moes gaan doen het, is hulle moes die evangelie verkondig het, en natuurlik soos Jesus sy evangelie begin het, of sy koninkryk begin het, sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, en die eerste dinge wat Jesus doen, is hy preek weer die 10 gebooie. So, hulle het dit gaan doen, en natuurlik, mense hou nie daarvan nie. Nee, veral as jy in 'n gemeenskap lewe, wat doen net wat hulle wil, wat lewe soos wat hulle wil, as hulle hoor hierdie ou sê, hulle moet bekeer, en hulle moet hierdie lewenswyse, hierdie lekker sonde los, dan word hulle kwaad, en hulle het op die ouende, en al die apostels is doodgemaak vir hulle geloof. Daai lang lewe, daai gemak, het hulle nie ontvang nie. En ons het gesien, nee, dat hulle dit basies opgeoffer het. Nou, God het hulle basies van hierdie dinge ontneem, want hulle het uitgesien na iets beter toe. God se klem vir ons in die Bybel val daarop, dat in die Ou Testament het hierdie mense 'n beloofde land ontwikkel, verwag, en hulle het 'n fisiese land hier op aarde verwag, en hulle het 'n fisiese plek, 'n geseëndheid hier op aarde verwag. Maar God wys vir ons, luister, dit wat hy vir ons voorberei, is soveel meer. Die beloofde land wat wys na die hemel toe, is soveel werd, dat ons, alles wat ons hier op aarde het, die lang lewe wat ons hier op aarde verlang, en die goed gaan wat ons hier verlang, is eintlik niks in vergelyking met dit wat ons ontvang in die hemel nie. So deur die geloof het die apostels het raak gesien, want hulle het na iets beters verwag, die beloofde land wat die hemel is. En dis hoekom hulle die geseëndheid basies opgeoffer het, dit wat ons sien in die Ou Testament. Nou geliefdes, dit beteken wel nie, nee, dat ons nou moet sê, okay maar, nou ons hoef nie die 10 gebooie te gaan verkondig nie, ons hoef nie dit te doen, want jy weet, ons verwag ons iets beter. Nou geliefdes, Jesus kom hier reeds en sê, maar ons moet die koninkryk uitbrei, nee, en ons moet dit gaan verkondig. En ons het laasweek gesien, nee, ons moet baie keer onsself opoffer, sodat ons kinders die geseëndheid van 'n godvreesende land kan erf. Nee, en so ons sien dit baie keer nie, maar ons het in die geskiedenis ook gesien, nee, die apostels wat hulle lewens so opgeoffer het, die volgende geslag, later het daai gebiede tot bekering gekom, en dan het hulle die geseëndheid
beleef van 'n volk wat die Here gehoorsaam. So en wat saam met gehoorsaamheid aan God kom is welvaart, nê, dat en jy kan vir jouself indink, nê, daar waar 'n land nie steel nie. Nee, daar is daar nie korrupsie nie. Jy kan dink wat se effek het dit op die land. Daar waar mense nie lieg nie, nee, word eerlike besigheid gedoen. Daar waar 'n land die huwelik heilig ag, daar sien ons baie meer minder seer kry in huwelike en in gesinslewe. So al hierdie goeders het 'n enorme effek op ons ekonomie, op ons welvaart en dan daai goed. Nou geliefdes, hiermee wil ek ook noem, nee, die 10 gebooie was 'n sosiale beterskap wat kom. Nee, ons het gesien, nee, mense wat nie vir mekaar jok nie, mense wat nie by mekaar steel nie, mense wat nie by mekaar mekaar so goed begeer nie. Maar mense leer ook, jy weet, as mens hoor van siektes en mense gaan doen navorsing daaroor, nee, dan sien ons eintlik dat soveel goed word veroorsaak deur spanning, soveel van die siektes. Nee, as ek nou die naweek of die week wat verby is gout en ek het weer gaan kyk en waar kom dit vandaan en een van die faktore was weer spanning. Nee, daar is spanning. Ons hoor van ouens met maagprobleme as gevolg van spanning wat weer groot effek is. Mens lees van suikersiekte wat 'n oorsaak is daarvan, bloeddruk, hartsiektes, al die goed spanning. Nee, soos weet ons selfs ons gesondheid, nee, is afhanklik van 'n omgewing, nee, nou omgewing waar mense steel en korrup is en die wet oortree, daarso gaan daar baie hordes meer spanning wees, nee. So indirek, nee, het dit eintlik 'n effek ook op ons gesondheid. Nee, so geliefdes, alhoewel hierdie meer sosiaal is, nee, het dit effek op baie goeder. So dit bring ons by die tweede punt en dit is boosheid moet verdryf word. Nou wat is ons oproep in Joshua, geliefdes? Nou die eerste ding het ons gesien dat die volk uit Deuteronomium, die belangrikheid dat hulle die 10 gebooie moes gehoorsaam het en gaan doen het, en ons opdrag is ook, nee, om mense te gaan vermaan, om daar volgens te lewe, om erns te maak, dat dit ingeskerp word by ons kinders, en dat ons dit self onderhou as voorbeeld vir hulle. En hoe meer ons dit gaan doen, nee, hoe meer geseënde omgewing ek gaan ervaar meer in my gesin en alles wat ons doen, en hoe meer daar 'n godvreesende en gehoorsame volk kom, nee, hoe meer gaan ons 'n voorspoedige wêreld maak. Nee, en dis ons oproep om dit te gaan doen, nee, net soos die volk boosheid moes verdryf het, moet ons dit ook gaan doen. En die waarskuwing is ook, nee, hoe meer ons dit gaan nalat, hoe meer ons dit net gaan los, dat dit nou maar gebeur, hoe meer korrupsie gaan daar wees, hoe meer goddeloosheid gaan daar kom, hoe moeiliker gaan besigheid wees, want jy weet nie of die ou gaan steel en of hy eerlik is en dit nie. So geliefdes, die boek Joshua, moet ek ook, nee, eers net 'n bietjie stil staan. Die boek Joshua is baie keer verkeerdeliks gebruik. In die sin van, Christene het dit baie keer gebruik, om te sê, maar kyk, Joshua moes gegaan het en ander nasies gaan uitwis het, en dan kom baie keer in die geskiedenis sien ons dat in die naam van Christendom is een nasie wat net nie van 'n ander nasie hou nie, net gaan uitwis. En jy weet, in die Nuwe Testament gaan dit nie meer daaroor dat een nasie nou 'n ander nasie kan gaan uitwis, goed nie, maar dat dit eerder die kerk is wat moet gaan om boosheid te gaan uitwis. Nee, so die kerk het hierdie verantwoordelikheid gekry om dit te gaan doen en op 'n heeltemal 'n ander manier. Nee, ons Jesus leer ons om die ander wang te draai, hy leer ons om te bid vir die wat ons vervloek. Die apostels word ingestuur met die wete dat hulle gedoodgemaak gaan word. Ons leer op hierdie manier, nee, om die te seën wat ons vervloek. Op hierdie manier word ons geleer om boosheid te gaan verdryf. Nou geliefdes, wat leer ons alles uit Joshua oor hoe ons dit moet gaan doen, nee, en hoe ons boosheid moet gaan stry, hoe word ons in staat gestel? Nou die grootste ding wat ons moet besef, is dat die koninkryk van God is 'n geskenk wat aan ons gegee word. Maar geskenk kan ek baie keer by iemand kry en hom net in die huis gaan neersit en hom net daar los. Wat help daai geskenk dan? Nee, baie keer is dalk iets wat my kan help.
Nee, wat help daai geskenk as ek hom nie vat nie? Nee, en hom oopmaak en hom gebruik nie? Help niks. En so is dit met die koninkryk ook. Dis iets wat ons moet aanneem in gehoorsaamheid. Anders sê Jakobus, dis heeltemal waardeloos. Godsdienst kan heeltemal waardeloos wees. Nou, Joshua is vir ons die voorbeeld. Joshua is die voorbeeld van, God sê hierso, hier is die beloofde land, dit lê oop voor julle. En dan sien ons nie 'n Joshua wat terugsit en passief net niks doen nie. Ons sien hulle gaan in en hulle gaan neem daardie land in besit. Ons het onder andere in die gedeelte wat ons gelees het ons gesien en dit het gebeur nadat die volk baie moeg was. Op 'n stadium net voor hierdie gedeelte dan sê hulle, "Jog, hierdie ouens is nou so uitgeput, stuur net 3000 man om dit te gaan doen." En die Here sê nee, almal moet saamgaan en hulle trek deur die nag om dit om die oorlog te gaan voer wat die Here hulle gegee het om te gaan voer. En wat ons nou ook lees, is dat die grootste gedeelte van die oorlog was nog steeds deur God gevoer. Die Here sê vir hulle moet gaan veg en vir die eerste keer in oorlog geskiedenis sien ons dat daar air support inkom. Ons sien daar kom haalstene uit die lug uit wat val op die mense en duidelik het ons gelees dat daar meer mense deur die haalstene doodgemaak is as wat die volk self gedoen het. So God het meestal van daai oorlog en die klem lê daarop, alhoewel daar vir hulle gesê word, hulle moet gaan en hulle moet dit gaan aanneem, is dit tog God wat die grootste gedeelte van die oorlog voer. En waarvoor moet ons dit weet? Waarvoor moet dit ons bemoedig? Geliefdes, baie keer as ons al die boosheid op TV sien en ons sien, kyk ons land en ons sien, ja, maar daar is nie 'n manier wat dit gaan verander nie en ons voel so magteloos teen die boosheid. Dan moet ons weet, maar God stuur ons om dit te gaan doen, maar hy voer saam met ons die oorlog en dis hy wat die oorwinning gee. Alhoewel ons nog steeds die opdrag kry. Net so terloops ook in die Nuwe Testament, want baie keer sal ons sê, ja, maar dis 'n werkgebaseerde evangelie. Jesus sê self, span al jou kragte in om deur die nou weg te gaan, om in die koninkryk in te gaan. Ons word ook opgeroep om alles aan God onderwerp en alles te doen wat ons kan. Natuurlik, ons sonde is so groot dat niks wat ons kan doen kan ons in God vergewe nie. Dit is absoluut van Christus af, alles, maar dit herinner ons ook dat Jesus ons oproep om te gaan gehoorsaam wees in sy koninkryk. En dit bring ons by die volgende punt, geliefdes. God se hulp kom juis sodat ons sy opdragte kan gaan doen. Nou, geliefdes, die rede hoekom ons baie keer voel dat dit nie gaan regkom nie, is dat ons moet besef, vir boosheid om bestry te word in hierdie wêreld, gaan daar 'n wonderwerk nodig wees. Ons gaan dit nie kan doen nie. Dit gaan van God af moet kom. En as dit by wonderwerke kom, is die tipe wonderwerke wat ons moet verwag, is leiers wat tot bekering kom, of skole wat soms terugdraai na die Here toe, 'n maffia-staat wat tot 'n val kom. Dit moet vir ons wonderwerk genoeg wees, want dit is boosheid wat verdryf word. Jy weet, want baie keer as dit kom by wonderwerke, dan bly dit so net 'n persoonlike ding. Ek soek 'n wonderwerk op my besigheid, ek soek 'n wonderwerk oor my finansies, ek soek 'n wonderwerk op my gesondheid. Jy weet, en dis nie waarvoor God dit gegee het nie. En dit vat so die fokus weg van God af na my persoonlike lewe toe. En so terloops, geliefdes, hierdie grootste wonderwerk wat gebeur het, wat ons van lees in die Bybel, hoekom ek sê dis die grootste wonderwerk is, planete het gaan stilstaan. Wetenskaplik is dit een van die grootste ding, jy weet, want as die planete moet stilstaan, wat gaan gebeur? Jy weet, die res van die planete gaan uit hulle wentelbane geslinger word, lewe gaan nie moontlik wees nie, die son gaan ophou skyn, en jy weet, so om 'n planeet tot stilstand te bring, was, jy weet, enorme wonderwerk wat gebeur het. Maar geliefdes, wat ons goed moet verstaan, is dat hierdie belofte wat die Here
vir ons gee, is nie vir eie gewin nie, maar juis sodat ons die werk van die Here kan doen. Jy weet, as ek nou maar net 'n voorbeeld kan noem, jy weet, ek bid baie keer net dat die Here ons sal beskerm in hierdie land, en jy weet, indien dit God se wil was, dit was nie sy wil vir die disippels, vir die apostels nie, maar tog bid ons daarvoor, en die Here beloof dit baie keer, maar die eintlike belofte is dat ons veilig in die hemel sal aankom nie. Dan moet ek nie vra daarvoor, sodat ek maar net 'n gemaklike lewe kan leef, en passief kan terugsit nie. Nee, God gee vir ons daardie beskerming, sodat ons verder sy 10 gebooie kan gaan uitleef, en gaan verkondig, en dat ek nog kan doen in hierdie wêreld wat ek moet doen. Nee, ons sien, wanneer dit by Joshua gekom het, Joshua vra nie vir hierdie wonderwerk, dat hy nou sy eie land kan, wat hy nou ontvang het, kan gaan boer, en klaar gaan maak daar. Hy vra dit, sodat hy die werk van God kan doen. En dis waar vir ons, vir die Here ook moet vra, wanneer ons vra vir sy bystand en sy hulp. En geliefdes, weet jy wat? En al hierdie goed wat ons baie keer vra, soos 'n stabiele ekonomie, nee, soos my fondse, wat ek dalk belê het, nee, sal eerder kom, wanneer die wêreld gehoorsaam is aan die Here, en aan die 10 gebooie. Weet, ons kan nou maar net dink aan die beleggings, en wat gebeur het, as gevolg van die oorlog tussen Amerika en Iran, nee, hoe daai fondse geval het, en hoe dit ons petrolprys, jy weet, en as al die lande God gehoorsaam het, nee, onder andere, jy mag nie begeer nie, nee, ons Deuteronomium se 10 gebooie sê, jy mag iemand anders se land begeer nie, nee, as hulle geglo het in, jy mag nie doodmaak nie, nee, jy mag nie steel nie. As hulle al daai gebooie gehoorsaam het, was hierdie oorlog nooit daar nie. Nee, en ek sê nou nie, weet, ek wil nie Trump aanvat nie, maar die oorlog het nou al lank al begin, nee, dit al begin met die inval van Israel, het dit al begin, maar dit het ook al verder teruggegaan. Nee, so as die wêreld gehoorsaam was hierdie ekonomie baie meer stabiel. Mense nie net geld gesteel het nie, nee, was dit, die korrupsie sou nie in die land gewees het nie. Jy weet, so, eerder as wat ons baie keer net wil hê, God moet hierdie goed laat gebeur, nee, stabiele ekonomie en goed, dit sal kom, wanneer die gebooie onderhou word. Nou geliefdes, ons fokus moet daarom skuif. Nee, in plaas van dat ons grootste fokus moet wees op 'n wonderwerk, dat God dit of dat moet doen in my lewe, moet dit vir ons eerder gaan oor God se koninkryk wat moet bevorder word. Jy weet, die wonderwerk dat my kind dalk 'n passie vir die Here ontwikkel. Die wonderwerk dat my huweliksmaat, wanneer daar huweliksprobleme is, dat hy toewy aan die Here en groei. Nee, in die wonderwerk dat 'n gemeenskap wat dalk altyd net afgewaterde evangelie wil hê, van wat kan God nou vir my doen in my lewe, en waar dit net oor my gaan, jy weet, dat dit eerder 'n gemeenskap word wat vra, maar wat wil die Here van ons hê? Hoe kan ek 'n meer gehoorsame lewe leef? Geliefdes, jy weet, dis waar ons fokus moet wees. Dis die wonderwerk wat ons moet verwag. En geliefdes, dit bring ons by die laaste punt, is dat die boosheid sal nie staande bly daar waar gelowiges aan die Here gehoorsaam is nie. Nou, nog 'n baie belangrike ding wat ons moet leer vanuit Joshua, is dat boosheid nie gaan staande bly waar hulle bekeer en gehoorsaam is nie. Nou wil ek hier net so 'n bietjie 'n oorsig gee oor waar ons trek in Joshua. Die volke wat in Kanaan was, net toe hulle nou daar aangekom het, die Israeliete, toe het hulle al geweet wat gaan gebeur, die mag van God. Hulle het gehoor van die wonderwerke. Ons sien onder andere in die gesprek wat Rahab, die prostituut wat die spioene gehelp het. Ons sien dit in haar gesprek. Sy sê op 'n stadium vir hierdie spioene vir hulle, hoor die volke is vreesbevange vir julle. Ons het gehoor wat God gedoen het met die see wat hy geskei het. Ons het gehoor wat God gedoen het vir julle in die woestyn, en hulle is vreesbevange vir julle. So die volke wat nou in die beloofde land geleef het, hulle het geweet van God. So hulle is gewaarsku al vir 40 jaar in besonder, maar hulle het eintlik ook al vroeër geweet van die 10 pla, en ons sien hoe Moses dit al direk nadat hy uitgetrek het sê, maar wat gaan al hierdie volke nou sê? So hulle het geweet daarvan.
En dan kry jy 2 tipe groepe, hoe hulle gereageer het. Die eerste groep het gehoor van God se krag en tot bekering gekom. Hulle het geglo in God se wonders, soos onder andere die Gibeoniete, wat toe 'n plan gemaak het, hoe hulle kon deel raak van die volk, en hulle eintlik met leuns, en goed, maar ook 'n beskikking van die Here, word hulle dan deel van die volk. En die Gibeoniete het nie tot bekering gekom, omdat hulle 'n swak land was nie. Ons het in die gedeelte gelees, hulle was dapper vegters, en 'n groot stad met 'n koning, so hulle was sterk. Hulle het nie rede gehad om bang te wees nie, maar deur die geloof het hulle verder gesien en geweet, hulle moet tot bekering kom. En dis wat toe met hulle gebeur het. En hoe sien ons hoe God hulle dan beskerm, nê? Toe God vir Joshua oproep, sê hy, moenie vir hierdie volke bang wees nie, toe hy moes gegaan het om die Gibeoniete te beskerm. Gee hulle in jou hand oor. Maar dan sien ons 'n tweede groep, en hoe hulle gereageer het. Hulle hoor van God, en al hierdie dinge wat gebeur het, maar dan begin hulle planne maak, oor hoe hulle nog steeds God kan teenstaan, en hulle begin almal, jy weet, by mekaar, daai 5 konings kom by mekaar, en interessant, hulle geval nie Israel in nie, hulle geval die Gibeoniete aan, nee, omdat hulle vrede gemaak het met Israel. En dan sien ons ook, hoe hierdie goddelose stede, of konings, ook vir 'n tyd lank die oorhand kry. Mense voel baie keer, as ons nou voel, ja, maar hoekom kry hierdie boosheid baie keer vir 'n tyd lank oorhand? Nee, en wat daar gebeur het op 'n stadium met Israel gesondig, en God gebruik dan, hy straf hulle, deur toe hulle teen hierdie boosheid optree, nee, om die boosheid te verdryf, toe kry die boosheid oorhand oor hulle, en baie van hulle sterf toe nou. Maar hulle kom weer tot bekering, en dit verduidelik nie, dat mense partykeer nie moet moedeloos word nie, wanneer ons nie dadelik sien gebeur nie. Maar geliefdes, daar word gewys hoe hulle tyd beperk is. Boosheid kan nie staande bly nie, op 'n stadium word dit weer vernietig, en veral daar waar die volk gehoorsaam was, toe nou aan die Here. Geliefdes, daarom is dit belangrik om te besef, jy weet, dat ons dit nie moet nalat om ernstig te wees om die Here se koninkryk te gaan uitbrei nie. En veral, nee, Jesus se voorbeeld te volg deur die 10 gebooie te gaan verkondig en dit in te skerp en 'n ander te vermaan nie. En geliefdes, net soos wat die beloofde land aangeneem moes word en dit nie net teruggesit en passief kan wees nie, so is dit vir ons ook. Nee, dit moet prioriteit wees vir ons omdat ons toegang het tot die koninkryk en dat ons dit moet aanneem deur gehoorsaamheid, anders is daardie geskenk ook waardeloos. Mag jy dit deur die geloof raak sien en mag jy raak sien wat 'n enorme seën dit is om gehoorsaam te wees aan die Here en mag jy die seën daarvan beleef en ook wanneer jy dit dalk in die wil van die Here is om dit dalk op te offer op 'n manier, jy weet dat jy dalk gehoorsaam is aan die 10 gebooie en dalk teenstand kry as gevolg daarvan, mag jy die krag van God ontvang om dit altyd daarin te volhard. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, Heer, ons is deel van U koninkryk. Om te weet U wat die son en maan kan laat stil staan, Heer, vir U wat enigiets moontlik is. Dankie dat ons weet ons is in U hande. Weer en ons vra dat U ons oë so sal oopmaak daarvoor. Baie keer ons sien die wêreld en alles wat in die wêreld gebeur en dit maak ons baie keer voel dis te veel of dit maak ons voel dit is nie moontlik om enige verandering te bring nie. Maak ons moedeloos. Heer, maar help ons om deur die geloof raak te sien, maar U is in hierdie wêreld, U is by ons, U help ons. Heer, daarom bid ons net in afhanklikheid van U, Heer, dat ons vra dat die boosheid sal verdryf word. Heer, dat U heerskappy al hoe meer sal laat geskied in hierdie wêreld, in ons land, in ons gemeenskap. Heer, al die boosheid wat ons sien, is vreeslik. Maak ons moedeloos, dit maak ons bang. Vader, en maak so dat ons ook maar passief na hierdie wêreld kyk.
Here, help ons om al meer ons kragte in te span om boosheid te bestry. Help ons om nie terug te deins nie. Help ons om nie bang te wees nie. Heer, so bid ons vir ons gesinne en ons kerk. Heer, wees met ons kinders. Wees hulle tog so genadig dat hulle U kan leer ken, dat hulle harte al hoe meer aan U toegewys sal word en ook hulle kragte en hulle siele, Heer, dat hulle U sal lief hê met hulle hart en siel en al hulle krag en hulle hele verstand. En so ook ons, Heer, help ons om 'n voorbeeld daarvan te wees. Heer, dat ons U nie net op 'n Sondag sal dien nie, maar elke dag van die week. Heer, help ons om maniere te vind hoe om dit te doen. Weet hoe ons dit kan terugbring na ons skole toe. Kan weet hoe ons dit terugbring na ons gemeenskappe toe. Heer, kom veg so die stryd vir ons en maak ons dat ons nie passief sal wees nie. Heer, ons het so 'n diepe smagting na U regering oor hierdie wêreld. En daarom bid ons vir die vreeslike oorlog wat 'n groot effek het ook op ons lewens. Maar Here, nie net oor ons nie, maar Vader, ook die oorlog wat dalk nie 'n effek het op ons nie. Here, dat die wêreld al hoe meer besef die nood om gehoorsaam te wees aan U. Geef ons begrip en verstand en wysheid. Verander ons harte. Heer, dankie dat ons weet, Heer, U vergewe ons sondes, want soos ons U beter leer ken, besef ons al hoe meer en meer dat ons skuldig is en sondig is. Dan dank ons U vir U vergifnis. Vir dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons sluit af met ek wil die Here loof. Liefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Joshua 1 vers 9. Ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here, jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Amen.